Dekades voor Mandela die internasionale simbool van versoening en van integrasie sou word, was hy 'n jong student in Johannesburg met 'n vriendekring wie se radikale idees oor die wêreld sy koers as jong ANC-leier heeltemal bestuur het. In die 1940s en vroeë 1950s het Mandela as jong wit student homself losgebreek van sy Tembo tradisionele wortels en onder die invloed van meerendeels Joodse marxistiese medestudente wat vir hom lewenslange strydgenote sou word, die revolusionêre idees van die marxisme begin aanneem. Die idees wat sy pad as ANC-leier heeltemal sou bepaal. Mandela het as student eers by Fort Hare en later by Wits en toe by Unisa in Johannesburg onder die invloed van marxistiese elemente gekom. In Johannesburg in die 1940s is Mandela se politieke beskouings as jong ANC-leier gevorm. Hier het hy, iemand wat binne die konteks van 'n tradisionele Xhosa stamlewe groot geword het as 'n prins van hierdie Xhosa stam, 20ste en 19de eeuse filosofie wat in wese gegrond was op revolusionêre Europese verligtingsidees, sy eie gemaak. Gedurende hierdie vormingsjare in Johannesburg het Mandela toenemend begin beweeg uit die tradisionele wêreld van stamloyaliteit en tradisionele gesag na intellektuele kringe van die stad se radikale linksgesinde jong studente en aktiviste. In hierdie stedelik kosmopolitiese milieu het Mandela kennis gemaak met medestudente van absolute uiteenlopende geloofsoortuigings, ateïste, moslems en veral Jode. En dit sou veral die marxisme wees wat deur hierdie laaste groep studente by Wits bevorder is, wat Mandela se visie vir Suid-Afrika totaal sou vorm. Een van die belangrikste ideologiese invloede op Mandela gedurende die 40s was Ismail Meer, 'n moslem en mede-LLB student. Baie van die gesprekke waar tydens revolusionêre wit studente idees uitgeruil het in sy woonstel in Market Street in Johannesburg plaasgevind. Meer het Mandela hier ook aan verskeie ander jong islamitiese leiers soos Yusuf Dadoo voorgestel. Dadoo sou ook later leier van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party geword het. Die eerste swart student wat tot Witse studenteraad verkies is, William Nkomo, het as medestudent ook 'n besonderse invloed op die jong Mandela uitgeoefen. Nkomo was 'n mediese student afkomstig uit Bophuthatswana wat gedurende dieselfde tyd as Mandela by die ANC aangesluit het. Hy was ook instrumenteel in die stigting van die ANC Jeugliga, waarvan Mandela kort daarna leier sou word. Nkomo sou interessant genoeg later in die 70s, terwyl Mandela aan die tronk was, aangestel word tot die eerste swart president van die Instituut vir Rasseverhoudinge of IRR. Een van Suid-Afrika se grootste en mees invloedryke denkskrums. Dit sou veral egter verskeie Joodse marxiste, afkomstig uit Oos-Europa, vlugtelinge wat na Suid-Afrika toe gekom het as gevolg van die kontinentale vlaag van anti-Joodse sentiment in die 1920s tot 1940s, wees wat by verre die grootste invloed op Mandela se politieke denke tydens sy studentejare by Wits sou uitoefen. Een van die grootste invloede op Mandela was Baruch Hirson. Hirson se ouers het vanuit Letland gevlug na Suid-Afrika en hy sou in die 1940s fisika aan die Universiteit van Witwatersrand studeer. Hy was 'n prominente figuur in die sionistiese jeugbeweging in Suid-Afrika en het tydens sy studies op Wits die ideale van Karl Marx onder sy medestudente gepropageer. Veral soos dit geïnterpreteer is deur die Russiese bolsjewistiese leier Leon Trotsky, wat self ook 'n Jood was en wie se regte naam eintlik Lev Davidovich Bronstein was. Hirson self sou in die vroeë 50s by die ANC aansluit. Die twee persone wat egter die heel grootste invloed op die jong Mandela se ideologiese ontwikkeling gehad het, was sy vriendin Ruth First en sy boesemvriend Joe Slovo. Beide van hulle was afkomstig uit Oos-Europese Joodse families wat ironies genoeg vir antisemitisme na apartheid Suid-Afrika gevlug het, omdat die mense hier so besonders verdraagsaam teenoor Jode was, baie meer as in Europa. Ruth First se ouers, Julius en Matilda, was ook stigterslede van die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party.
Sy het sosiale wetenskappe by Wits gestudeer gedurende die 1940s en later as 'n Johannesburgse joernalis gewerk. In 1949 trou sy ook met Joe Slovo, Mandela se boesemvriend en die man wat ongetwyfeld die grootste invloed nie net op Mandela nie, maar voortaan op die hele ANC sou uitoefen. Slovo sou die belangrikste ideoloog in beide die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party sowel as die ANC word, en dit was grootendeels onder sy invloed dat Mandela self by die Kommunistiese Party aangesluit het. En toe Mandela jare later vrygelaat is, het hy in perskonferensies in liberale westerse lande blaatant gelieg deur te beweer dat hy nooit 'n SHKP lid was nie. Maar na sy dood het navorsing onomwonde bevestig dat hy wel met sy arrestasie in 1962 vir jare reeds 'n volledige lid was van die SHKP. Iets wat die SHKP self gevolglik ook amptelik erken het oor hom. Slovo was 'n groot bewonderaar van die Russiese kommunistiese leier Vladimir Lenin, onder wie se bewind daar meer as 10 miljoen mense in Rusland vermoor is. Dit was veral Mandela se Joodse vriende wat hom die nodige ideologiese toerusting gegee het om die ANC op 'n nuwe koers te stuur. Toe die ANC Jeugliga aanvanklik in 1944 gestig is, was Mandela een van die eerste leiers, Anton Lembede se grootste ondersteuners. 6 jaar later, by die Jeugliga se nasionale konferensie in 1950, is Mandela self as die nuwe leier van die ANC Jeugliga verkies. As Jeugliga president het Mandela die brug geword tussen die ouer generasie meer tradisionele ANC-lede en die jong, meer militante, marxistiese generasie wat nou openlik kommunistiese idees omhels het. Dit was ook gedurende hierdie tyd dat die ANC en SHKP die noue alliansie gesmee het wat sedertdien behou sou word en tot vandag toe nog staan. Nelson Mandela sou egter vir die eerste keer nasionale en internasionale bekendheid verwerf toe hy 'n leidende rol gespeel het in die versetveldtog van 1952, die eerste amptelike veldtog teen apartheid vanuit swart geleedere. In 1952 is hierdie veldtog deur die ANC in samewerking met die Suid-Afrikaanse Indiese Kongres geloods. Nelson Mandela was die nasionale organiseerder van hierdie veldtog. ANC-lede het tydens die veldtog in hul duisende doelbewus apartheidswette oortree. Hulle het byvoorbeeld paswette verontagsaam, blankes alleen ingange gebruik en in gereserveerde areas gaan sit en ander mense ontwrig deur in hulle ore te skree. From 1950 to 1952, they committed to militant African nationalism, mass action, and to tactics of boycotts, strikes, and civil disobedience. By 1952, volunteers from the ANC, including Nelson Mandela, Yusuf Dadoo, Moses Kotanye, J.B. Marks, David Bopape, and Walter Sisulu decided that these methods were not effective enough. They were the first people to take part in the Defiance campaign, going into public areas and demonstrating using the thumbs up sign, introduced by the Cape ANC in 1949 as a sign of unity, singing songs of freedom and screaming. Mandela is tydens die veldtog gearresteer, maar kort daarna is hy weer vrygelaat. Hierna het hy die range in die ANC bly klim en is bevorder tot die leier van die ANC in Transvaal en verkies tot 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee. Hy was aktief betrokke by die organisering van die 1955 Kongres in Kliptown, waar die ANC se bekendste ideologiese dokument, die Freedom Charter, aanvaar sou word. Mandela sou die Freedom Charter dan voortaan ook as die grondwet van die struggle en van die ANC bevorder. Tydens dit alles het Mandela en Tambo steeds al regsfirma in Johannesburg bly bedryf. In 1959 het die PAC onder Robert Sobukwe ook weggebreek van die ANC Jeugliga, omdat hulle gevoel het die ANC is nie militant genoeg in die stryd teen apartheid nie. Kort daarna sou Mandela se aktivisme onder die inspirasie van die gewelddadige ideologie van Leninisme, wat hy by Joe Slovo sou leer, egter self toenemend meer en meer aggressief militant word. Uiteindelik sou hy 'n leidende rol speel in die stigting van Umkhonto we Sizwe op Geloftedag in 1961.
Die stigting van MK op Geloftedag was 'n doelbewuste poging om Afrikaners se herdenking van die Bloedrivier gelofte as oorwinning uit God se hand te probeer teenwerk en ondermyn en te bespot. Die naam Umkhonto we Sizwe beteken dan ook die spies van die nasie en verwys na die wapen waarmee die Zulu-krygers van Dingaan die voortrekkers by Bloedrivier probeer aanvat het. Mandela is dadelik verkies as die eerste leier van hierdie terreurorganisasie, wat voortaan sou dien as die militante vleuel van die ANC met die uitsluitlike mandaat om terrorisme in Suid-Afrika te bedryf. In ons volgende video gaan ons fokus op Mandela se rol as leier van die MK in die vroeë 1960s en die terroriste aktiwiteite wat uiteindelik tot sy arrestasie en tronkvonnis sou lei. Kyk gerus ook ons vorige video waarin ons uitwys watter besonderse geleenthede en voorregte hy as 'n jong swart student in Suid-Afrika geniet het deur op hierdie skakel te klik wat tans op die skerm verskyn. En oorweeg asseblief om 'n betaalde lid van die Willem Petse groep te word. Sonder u hulp kan ons nie die mense se harte verander met hierdie video's nie. Volg net die eenvoudige stappe onder aan die skerm. Totsiens en God seën elkeen van u.